Op 'n bewolkte oggend word 'n eensame miljoenêr sakeman verras deur 'n kinderstem wat deur die venster van sy luukse motor dring. My ma is in 'n koma, kan jy my help, smeek 'n honger en desperate dogtertjie, met trane en 'n geskeurde laplap in haar arms. Geroer, laat hy alles vaar en volg die meisie deur donker agterstraatjies, sonder om die mees merkwaardige herontmoeting van sy lewe te verwag. Vanaf hierdie gebaar van deernis, sal die man wat alles gehad het, ontdek dat ware rykdom nie in geld lê nie, maar in die liefde wat hy besluit om te red. Die maandagoggend in Kaapstad het grys en koud aangebreek, asof die hemel die siel van Hendrik Meiburg weerspieël het. Vanuit sy 3-vlak woonstel bo op Adelaide Straat het die 37-jarige sakeman die stad waaraan hy gehelp het om te bou met sy eiendomsryk dopgehou. Hendrik het sy Italiaanse das reggetrek en 'n sluk van sy koffie, gebrou met ingevoerde boontjies, geneem, terwyl sy weerkaatsing in die koelvaste venster om die beeld van 'n suksesvolle, elegante en heeltemal leë man teruggegee het. Weeskind sedert hy 14 was, toe hy sy ouers verloor het in omstandighede wat hy verkies het om nie te onthou nie, het Hendrik al sy pyn gekanaliseer om Meiburg eiendomme op te bou, vandag een van die grootste eiendomsmaatskappye in die land. Sy rykdom is op meer as 900 miljoen rand geskat, maar waarvoor was dit goed? Die 600 vierkante meter woonstel, versier deur 'n bekende argitek, het meer soos 'n koue en onpersoonlike museum gelyk as 'n huis. Meneer, die motor is gereed, het Servaas, sy bestuurder vir meer as 'n dekade, deur die interkom aangekondig. Ek kom af, het hy droog geantwoord. Die roetine was altyd dieselfde. Om 05:30 wakker word, in die privaat gimnasium van die woonstel oefen, alleen koffie drink terwyl hy die nuus op sy tablet lees, om presies 07:00 na die motor afgaan en na die kantoor in Century City ry. Alleen middagete eet terwyl hy kontrakte hersien, werk tot 20:00, alleen aandete eet in 'n dierrestaurant of tuis, slaap en alles die volgende dag herhaal. Oor naweke vergaderings met beleggers of sakereise. Hendrik het vir 5 jaar nie vakansie gehou nie. Die privaat huisbak het hom direk na die motorhuis geneem, waar Servaas hom langs die swart koelvaste Porsche Cayenne ingewag het. Goeiemôre, meneer. Swaar verkeer vandag as gevolg van die reën. Hendrik het net geknik terwyl hy in die voertuig geklim het. Stilte was sy mees konstante metgesel. Hy was nooit 'n man van baie woorde nie, maar sedert Marita, sy ex-verloofde, om 3 jaar gelede verlaat het omdat sy nie kon verdra om saam met iemand emosioneel onbeskikbaar te leef nie, soos sy self gesê het hy nog meer teruggetrokke geraak. Sal ons vandag Buitengrachtstraat neem, meneer? Daar is 'n betoging op Strandstraat. Goed, het Hendrik geantwoord, reeds verdiep in sy slimfoon, besig om die eposse wat oornag aangekom het, na te gaan. Die rit het normaal verloop met die reën wat geleidelik toegeneem het. Hendrik het opgemerk, sonder om regtig om te gee, hoe mense gehardloop het om skuiling te soek, straatverkopers wat vinnig hul goedere bedek het, die stad in sy chaotiese maandagballet. Toe hy by 'n verkeerslig op Nelson Mandela Boulevard stilhou, het iets ongewoons gebeur. 'n Klop aan die motorvenster. Servaas het dadelik gespanne geraak. Meneer, moenie bekommerd wees nie, ek sal versnel sodra die lig groen word. Maar Hendrik, om een of ander rede wat selfs hy nie verstaan het nie, het die koelvaste venster effens laat sak en iets gesien wat sy lewe vir altyd sou verander, 'n dogtertjie van ongeveer 6 jaar oud, deurnat van die reën, met verslete klere en 'n uitdrukking van wanhoop wat sy pantser van onverskilligheid gelyk het of dit deurdring het. Meneer, asseblief, my ma is in 'n koma. Kan jy my help? Die kinderstem, wat in snikke gebreek het iets in die sakeman geprikkel wat hy gedink het lankal gesterf het, deernis. Die meisie met bruin hare wat aan haar gesig vasgeplak is deur die reën en bruin oë groot van vrees, het 'n laplap so verslete soos haar klere teen haar bors vasgehou. Hoe so 'n koma? Waar is jou ma, het Hendrik gevra en homself verras. Sy het gisteraand nie wakker geword nie. Sy het koors, sy bewe, ek het probeer om haar wakker te maak, maar ek kan nie. Die meisie se trane het gemeng met die reën wat genadeloos oor haar klein liggaam geval het. Meneer, die lig gaan groen word, het Servaas gewaarsku, duidelik ongemaklik met die situasie. Hendrik het die meisie vir 'n oomblik aangekyk wat 'n ewigheid gelyk het. Hy het in haar dieselfde kwesbaarheid en wanhoop gesien wat hy gevoel het toe hy sy ouers verloor het. Sonder om 2 keer te dink, het hy die motordeur oopgemaak. Waar is sy? Naby hier, meneer. Ek kan jou daarheen neem. Die motors agter het reeds ongeduldig begin toeter terwyl die verkeerslig groen geword het.
Servaas, parkeer waar moontlik en wag vir my. Ek sal gou terug wees. Maar meneer, dit reën en. Parkeer die motor, Servaas, het hy beveel met 'n toon wat geen teenstrydigheid toegelaat het nie. Hendrik het in die reën uitgestap en die koue druppels deur sy Italiaanse pak van R15.000 gevoel. Die meisie het vinnig sy hand gegryp en hom dringend getrek. Dis hier, meneer. Asseblief, hardloop. Hulle het wegbeweeg van die hoofstraat, dieper in al hoe nouer straatjies van 'n Kaapstadse woonbuurt inbeweeg. Met elke blok wat hulle verbygegaan het die opulensie van die luukse geboue plek gemaak vir eenvoudiger konstruksies, totdat hulle in 'n nou gangetjie ingedraai het wat Hendrik, alhoewel hy vir meer as 15 jaar in Kaapstad gebou het, nooit sou gedink het so naby aan die ryk deel van die stad bestaan het nie. Dis hier, het die meisie gesê en voor 'n geïmproviseerde konstruksie, gemaak van herwonne materiale, wat ingedruk was tussen twee ou geboue gestop. Die ruimte was piepklein, nie meer as 15 vierkante meter nie. Skaars beskerm teen die reën, was die binnekant gedeeltelik oorstroom. Op die grond, op 'n paar lappe wat probeer het om 'n matras na te boots, het 'n vrou gelê. Hendrik het versigtig nader gekom en langs haar neergekniel. Die vrou was bewusteloos met haar bleek vel wat kontrasteer met die perslippe. Die asemhaling was vlak en onreëlmatig. Toe hy haar voorkop aangeraak het, het Hendrik 'n koue gevoel wat nie ooreengestem het met die sweetdruppels wat oor sy gesig geloop het nie. Wat is haar naam, het hy die meisie gevra wat aan die ander kant van die vrou neergekniel het en haar hand desperaat vasgehou het. Julia. My ma se naam is Julia. En ek is Isabella. Hendrik het die omgewing vinnig ondersoek. Daar was geen medisyne, kos of enigiets wat kon help nie. Net 'n ou rugsak in 'n hoek, 'n paar netjies gevoude klere, 'n geïmproviseerde stoof van blikke en die laplap wat Isabella langs haar maag gelos het. Isabella, jou ma het dringend 'n dokter nodig. Ek gaan haar hospitaal toe neem. Ons het nie geld vir 'n hospitaal nie, meneer. Moenie daaroor bekommerd wees nie. Sonder om te huiwer, het Hendrik Julia in sy arms opgetel en was verbaas oor hoe lig sy was, feitelik net vel en been. Die vrou het nie gereageer toe sy verskuif is nie en het heeltemal onbeweeglik gebly. Neem wat jy nodig het, Isabella. Julle gaan vandag nie hierheen terugkeer nie. Die meisie het vinnig 'n paar kledingstukke in die ou rugsak, die laplap en 'n foto wat sorgvuldig in plastiek beskerm was, gebeere. Hendrik het Julia deur die nou gannetjie gedra, wat nou deur die intense reën in 'n klein stroompie verander is. Isabella het hom noukeurig gevolg en die soem van sy jas vasgehou asof sy bang was dat hy kon verdwyn. Toe hulle by die hoofstraat aankom, het Servaas senuweeagtig langs die motor gewag. My God, meneer Hendrik. Wat het gebeur? Maak die deur oop. Hierdie vrou het dringende mediese hulp nodig. Servaas het dadelik gehoorsaam en Hendrik gehelp om Julia op die agtersitplek te plaas. Die sakeman het ingeklim en die vrou se kop op sy skoot gesit, terwyl Isabella op die voorste sitplek gesit het. Na groot suur, Servaas. Maksimum spoed. Tydens die woesrit deur die deurnatte strate van Kaapstad, het Isabella vertel dat sy en haar ma vir byna 2 maande sonder huis was. Julia het haar werk as skoonmaker verloor toe haar hoofwerkgewer oorlede is, en sonder om die huur te kon betaal, is hulle uitgesit. Hulle het probeer om by kennisse te bly, maar niemand kon hulle verlang huisves nie. Mamma gee my altyd al die kos, het Isabella gesê met 'n eenvoud wat Hendrik se hart gebreek het. Sy het vir 2 dae niks geëet nie. Toe hulle by die hospitaal aankom, het Hendrik Julia na die noodgevalle afdeling gedra en die verbaasde blikke van die mense by die ontvangs geïgnoreer toe hulle 'n man in 'n deurnatte pak sien wat 'n bewustelose vrou dra, gevolg deur 'n meisie met geskeurde klere. Hierdie vrou het onmiddellike mediese hulp nodig, het hy geëis, met die gesag van iemand wat gewoond was daaraan om bevele te gee en gehoorsaam te word. Die mediese span het Julia vinnig op 'n trolly geplaas en haar na binne geneem. Toe 'n verpleegster Isabella probeer keer om haar ma te vergesel, het die meisie desperaat begin huil. Sy bly by my, het Hendrik besluit en die meisie se hand ferm vasgehou. Terwyl die dokters Julia behandel het, het Hendrik en Isabella in die wagkamer gewag. Die meisie, uitgeput en honger, het uiteindelik op Hendrik se skoot aan die slaap geraak, steeds haar laplap vasgehou. Die sakeman het daardie brose en moedige kind dopgehou en gewonder hoe iemand so klein soveel krag kon toon. 2 uur later het 'n dokter hulle genader. Is u familie van die pasiënt? Ek is.
'n vriend, het Hendrik geantwoord, onseker oor hoe om die situasie te verduidelik. Sy is in 'n ernstige toestand, maar stabiel. Ernstige wanvoeding, uiterste dehydrasie en akute anemie. Die liggaam het ineengestort weens swakheid. Ons sal haar onder observasie hou, sy sal waarskynlik vir 'n paar dae opgeneem moet word. Doen wat nodig is, dokter. Moenie oor die koste bekommerd wees nie. Die dokter het geknik en voortgegaan, ons benodig haar dokumente vir opname en. Sy het na die slapende Isabella gekyk, het die kind ander familielede. Ek sal vir haar sorg terwyl haar ma herstel, het Hendrik verklaar met 'n oortuiging wat hy nie geweet het hy besit nie. Ons sal dokumentasie benodig, meneer. Dis die prosedure. Ek verstaan. Haar rugsak is daar, miskien vind ons iets. Versigtig om Isabella nie wakker te maak nie, het Hendrik die rugsak geneem en na dokumente gesoek. Hy het 'n ou beursie gevind met 'n ID-kaart en 'n paar papiere. Toe hy die identiteitsdokument oopmaak, het hy gevoel asof hy 'n slag in die maag gekry het. Julia Botha. Die gesig op die ID-foto, alhoewel voller en gesonder, was onmiskenbaar. Daardie ondervoede vrou op die rand van die dood was sy beste vriendin van kindsbeen af, onafskeidbaar gedurende die hele laerskool, totdat haar familie na Stellenbosch verhuis het toe hulle 12 jaar oud was. Asof om die onwaarskynlike ontdekking te bevestig, het Hendrik die foto wat Isabella sorgvuldig bewaar het, uit die plastiek gehaal. Dit was 'n ou, vergelde foto, twee pretieners wat glimlag voor die president Kruger Laerskool, hy en Julia, hand aan hand, 12 jaar oud, op die laaste skooldag voordat sy verhuis het. Hendrik het 'n eensame traan oor sy gesig voel loop terwyl die herinneringe sy gedagtes binnengedring het. Julia was sy veilige hawe gedurende die moeilikste jare van sy kinderjare, toe sy alkoholiese pa sy huis in 'n slagveld verander het. Dit was in haar eenvoudige huis dat hy vrede gevind het, terwyl hy die mieliebroodkoek geëet het wat haar ma altyd gemaak het as hy opgedaag het. Dit was Julia wat hom omhels het toe hy stilletjies op die skoolterrein gehuil het na nog 'n nag van geskree. Dit was sy wat beloof het dat hulle vir altyd vriende sou wees, ongeag die afstand. En nou, 25 jaar later, het die noodlot hulle op die mees onwaarskynlike en pynlike manier bymekaar gebring. Hendrik het na Isabella gekyk wat op sy skoot geslaap het, na die ID-kaart in sy hande, en toe na die gang waar Julia vir haar lewe geveg het. Op daardie oomblik het die miljoenêr sakeman wat 'n ryk opgebou het en sy siel in die proses verloor het, 'n besluit geneem wat die loop van 3 lewens vir altyd sou verander. Dit was nie net 'n kwessie van liefdadigheid of om 'n skuld uit die verlede te delg nie. Dit was oor die herleer van die betekenis van familie, van huis, van menslike verbinding. Dit was oor die herontdekking van die Hendrik wat bestaan het voor die verliese, die teleurstellings, die geld. Meneer, die dokter het hom teruggebring na die werklikheid. Kon u die dokumente vind? Ja, het Hendrik geantwoord, met 'n stem wat versmoor was deur die emosie wat hy vir so lank nie vir homself toegelaat het om te voel nie. Ek het veel meer as dit gevind. Hendrik het die hele nag in die hospitaal gebly, gesit op 'n ongemaklike leunstoel langs die bed waar Julia opgeneem was. Isabella het op 'n klein bankie geïmproviseer as 'n bed, geslaap, bedek met sy jas. Die sakeman het die gesig van sy kinderjare vriendin dopgehou, nou gekoppel aan buise en monitors, en het probeer om die beeld van die lewendige meisie wat hy geken het te versoen met die verswakte vrou voor hom. Die verpleegster het stil die kamer binnegekom om die lewenstekens te kontroleer. Die meneer moet huis toe gaan om te rus. Sy sal waarskynlik nie in die volgende 24 uur wakker word nie, het sy gefluister. Ek is goed hier, het Hendrik geantwoord, sonder om sy oë van Julia af te haal. Toe die verpleegster uitgaan, het hy sy selfoon geneem en verskeie boodskappe gestuur. Eers aan sy vaas en gevra om skoon klere en 'n paar persoonlike items te bring. Toe aan sy assistent, Elna, en al die afsprake vir die week gekanselleer. Uiteindelik aan sy huishoudster, Tannie Zella, en gevra dat sy een van die gastekamers moes voorberei. Om 06:30 die oggend het Servaas met 'n tas vol die gevraagde klere en 'n volledige ontbyt vir 3 mense aangekom. Hendrik het dankie gesê en vinnig gestort in die privaat badkamer van die kamer geneem en sy klampak vir informele klere verruil. Toe Isabella wakker word, het sy 'n oomblik lank verward gelyk, totdat haar oë haar ma in die hospitaalbed en toe Hendrik, wat vriendelik vir haar geglimlag het, gevind het. Goeiemôre, Isabella. Ek het ontbyt gebring. Jy moet honger wees. Die meisie het skaam geknik en die toebroodjie en die sap wat hy aangebied het, aanvaar.
Sy het gretig geëet, maar het altyd tussen happe na haar maag gekyk. Mamma sal gesond word, het sy uiteindelik gevra met 'n klein stemmetjie. Ja, het Hendrik verseker met meer oortuiging as wat hy gevoel het. Die dokter sorg baie goed vir haar. Maar dit sal 'n paar dae neem voordat sy wakker word en heeltemal herstel. En waar gaan ons daarna bly? Die vraag het Hendrik soos 'n weerligstraal getref. Vir so 'n klein kindjie was die bekommernis oor 'n dak oor hul koppe reeds 'n konstante. Moenie nou daaroor bekommerd wees nie. Ek het 'n plek waar jy kan bly terwyl jou ma herstel. Ek wil nie na 'n skuiling gaan nie, het Isabella gesê en die laplap teen haar bors gedruk. Mamma het gesê hulle skei ma's van kinders daar. Dis nie 'n skuiling nie, het Hendrik vinnig gesê. Dis my huis. Daar is baie ruimte en Tannie Zella maak die beste sjokoladekoek in Kaapstad. Isabella se oë het groot geword, verdeel tussen hoop en wantroue. Hoekom help jy ons? Jy ken ons nie eers nie. Hendrik het gehuiwer, onseker oor hoe om die situasie te verduidelik. Hy het vir eerlikheid gekies. Eintlik het ek jou ma lank gelede geken, toe ons kinders was. Ons was goeie vriende op skool. Toe het sy verhuis en ons het kontak verloor. Gister was dit soos om 'n belangrike deel van my verlede te herontmoet. Isabella het hom bestudeer met oë wat verbasend skerpsinnig was vir iemand so jonk. Is dit hoekom jy so vreemd was toe jy daardie ou foto gesien het? Hendrik het geglimlag. Niks het hierdie meisie ontgaan nie. Presies. Daardie foto, dis ek en jou ma op die laaste dag voordat sy verhuis het. So jy is Hendrikie, het Isabella gevra, skielik opgewonde. Mamma praat altyd van Hendrikie van die skool af. Die bynaam, lankal vergete, het 'n golf van emosie in Hendrik veroorsaak. Praat sy van my? Ja. Sy sê Hendrikie was die beste vriend wat sy ooit gehad het, en dat hy baie slim was en 'n goeie hart gehad het, al was sy pa sleg. Hendrik het stil gebly en die openbaring ingeneem dat Julia oor hom met haar dogter gepraat het, selfs na soveel jare. Sy blik het weer na die hospitaalbed gedraai, na die bleek gesig wat soveel keer vir hom geglimlag het in die moeilikste oomblikke van sy kinderjare. Wel, ek moet daardie reputasie eer, nie waar nie, het hy uiteindelik gesê en 'n glimlag deur die emosie geforseer. So, wat dink jy daarvan om na my huis te gaan, behoorlik te stort en later terug te kom om jou ma te sien? Jy kan 'n paar boeke in die biblioteek kies om vir haar te lees. Isabella het gehuiwer en na haar ma gekyk. Wat as sy wakker word en ek is nie hier nie? Die hospitaal het my nommer. Hulle sal ons dadelik bel as daar enige verandering is. Boonop sal ons nie verlang weg wees nie. Na nog 'n paar versekerings het Isabella ingestem. Hendrik het Servaas gevra om die 2 sakke klere wat hy by die hospitaal se winkelsentrum gekoop het, een vir Isabella met kinderklere en een vir Julia vir wanneer sy wakker word, te neem. In die motor was Isabella verwonderd oor die knoppies en toebehore van die luukse voertuig. Hendrik, wat die meisie se opgewondenheid gesien het, het sy sitplek verstel sodat sy die stad beter deur die venster kon sien. Terwyl hulle na die tuine gery het, het Isabella dinge uitgewys wat sy gesien het, 'n hond, 'n reuse roomys op 'n bord, naar wat 'n restaurant bevorder. Die kinderlike vreugde oor sulke eenvoudige dinge het Hendrik laat besef hoe lank dit was sedert hy hierdie klein besonderhede opgemerk het. Sy lewe het 'n vae massa van vergaderings, kontrakte en verkrygings geword. Wanneer was die laaste keer dat hy werklik na die stad waar hy gewoon het, gekyk het? Toe hulle by die herehuis aankom, was Isabella stom geslaan. Die imposante ysterhek het plek gemaak vir 'n sirkelvormige ingang met 'n fontein in die middel. Die huis in neoklassieke styl het 'n erf van 5000 vierkante meter beslaan in een van die mees gewaardeerde gebiede van die stad. Jy woon in 'n paleis, het die meisie uitgeroep met groot oë. Hendrik het gelag, 'n geluid wat hy lanklaas uit homself gehoor het. Dis nie juis 'n paleis nie. Eintlik is dit te groot vir een persoon. Tannie Zella het by die deur gewag, 'n dame met grys hare en vriendelike oë wat al meer as 'n dekade vir Hendrik gewerk het. Haar nuuskierige blik het afgewissel tussen die meisie en haar baas, wat selde besoekers na die herehuis gebring het. Tannie Zella, dit is Isabella. Sy sal vir 'n paar dae by ons bly terwyl haar ma in die hospitaal herstel. Die huishoudster, altyd diskreet, het net vriendelik vir die kind geglimlag. Baie aangenaam, Isabella. Ek het 'n baie mooi kamer vir jou voorberei. En daar is sjokoladekoek vir teetyd.
Dankie Tannie, het Isabella skaam geantwoord, steeds beïndruk met die omgewing. Jy kan my Sella noem, my skat. Kom, ek sal jou wys waar jou kamer is. Hendrik het gekyk hoe die twee die trappe opgaan, Sella wat natuurlik haar pas aangepas het om Isabella se klein beentjies by te hou, en het 'n vreemde vrede gevoel. Sy huis, altyd stil soos 'n mausoleum, het gelyk of dit lewendig geword het met die meisie se teenwoordigheid. Terwyl Isabella gestort en aangetrek het met Tannie Zella se hulp, het Hendrik sy kantoor binne gegaan. Hy het in sy leerleunstoel gaan sit en, vir die eerste keer in dae, nie dadelik die rekenaar aangeskakel nie. In plaas daarvan het hy 'n selde gebruikte laai oopgemaak en 'n ou fotoalbum uitgehaal. Daar was die oomblikke van sy kinderjare voor die verliese opgeteken, toe daar nog opregte glimlagte op sy gesig was. In verskeie foto's was Julia daar, bruin hare altyd in 'n slordige vlegsel, geskraapte knieë, glimlag vol lewe. Op een daarvan het die twee trots 'n silwer medalje by 'n skoolwetenskapskermis vertoon. Op 'n ander het hulle roomys in die park geëet, met gesmeerde en lagende gesigte. Die kontras tussen daardie lewendige meisie en die verswakte vrou in die hospitaal was verwoestend. Wat het gebeur in die 25 jaar wat hulle geskei het? Hoe het iemand so briljant uiteindelik op straat met 'n klein kindjie beland? Sy dagdroom is onderbreek deur 'n sagte klop aan die deur. Isabella het ingekom, nou met skoon klere en gekamde hare. Sy het soos 'n ander kind gelyk, alhoewel sy steeds die onafskeidbare laplap gedra het. Tannie Zella het gesê, jy wou my sien, het sy gesê en nuuskierig na die luukse kantoor gekyk. Ja, kom hier, het Hendrik geroep, die album toegemaak en dit op die tafel gesit. Ek wou jou 'n paar dinge wys. Isabella het versigtig nader gekom, totdat haar oë op die foto's geval het. Dis mamma, het sy uitgeroep en Julia dadelik herken. Ja, ek en jou ma op skool. Hendrik het die album weer oopgemaak en verskeie foto's vir Isabella gewys, wat dit met fascinasie ondersoek het. Mamma was baie mooi, het die meisie opgemerk en die glimlaggende gesig van haar ma op een van die foto's aangeraak. Sy is nog steeds, het Hendrik outomaties geantwoord. Toe Isabella om nuuskierig aankyk, het hy sy wange voel warm word. Ek bedoel, jou ma was altyd mooi, van binne en van buite. Sy was die vriendelikste persoon wat ek geken het. Sy is nog steeds die vriendelikste persoon, het Isabella met oortuiging gesê. Selfs toe ons niks gehad het om te eet nie, het sy die bietjie wat sy gekry het met my gedeel. Die eenvoudige maar kragtige verklaring het Hendrik diep getref. Terwyl hy miljoene opgehoop het, het Julia gesukkel om haar dogter te voed. Terwyl hy in 'n leë huis gewoon het, het hulle nie 'n dak oor hul koppe gehad nie. Hoe was jou huis voordat julle daaruit moes trek, het Hendrik gevra en probeer om die volledige situasie te verstaan. Dit was klein, maar mooi, het Isabella geantwoord en langs hom gaan sit. Ek het my kamer gehad met wolkemuurpapier wat mamma opgeplak het, en 'n kombuis waar ons koek gebak het as daar geld oor was. Mamma het huise skoongemaak en ek het skool toe gegaan. Toe het Tannie Chrissy, wat mamma die meeste werk gegee het, vir altyd aan die slaap geraak en mamma kon nie meer genoeg geld kry nie. Ek het nie geweet jy het 'n suster nie, het Hendrik verbaas opgemerk. Amanda. Sy is 10 jaar jonger as ek. Ons het jare gelede kontak verloor. Julia het 'n pouse geneem en diep asem gehaal. Ek het hoërskool voltooi, het begin met 'n pedagogiegraad, maar in my tweede jaar het ek Riaan ontmoet. Hy was 'n paar jaar ouer, het regtig gestudeer, vol grootse planne. Ek het halsoorkop verlief geraak, soos 'n mens net op 19 kan. Hendrik het die verandering in haar stem opgemerk toe sy hierdie man genoem het, 'n mengsel van seerkry en berusting. Toe ek op 21 swanger geraak het, het alles uitmekaar geval. Riaan het gesê hy is nie gereed om 'n pa te wees nie, dat hy nog 'n loopbaan moes opbou. Hy het geld vir 'n prosedure aangebied. Julia het diep asem gehaal. Ek het geweier. Ek het gesê ek sal die baba hê met of sonder hom. Dit was die laaste keer dat ek hom gesien het. Isabella se pa het Hendrik afgesluit en 'n groeiende woede vir hierdie onbekende man gevoel. Ja. My pa het probeer om my te oorreed om hom te soek om onderhoud te eis, maar ek was te trots. Ek het my studies laat vaar en werk as kassier by 'n supermark gekry en aangehou. Toe Isabella gebore is, het my pa aanvanklik gehelp, maar kort daarna het hy 'n ander vrou ontmoet wat nie met my oor die weg gekom het nie. Ek het uiteindelik weggedryf.
Julia het haar verhaal voortgesit en vertel hoe sy in verskeie poste gewerk het om haar dogter te onderhou, toonbankassistent, telefoonis, skoonmaker. Uiteindelik het sy 'n stabiele werk gekry deur huise vir welgestelde gesinne skoon te maak, met Tannie Chrissy as haar hoofkliënt. Die skielike dood van die ouer dame het die reeks gebeure ontketen wat gelei het tot hul situasie op straat. Die ergste was nie om dakloos te wees nie, het Julia erken met 'n versmoorde stem. Dit was om die vrees in Isabella se oë te sien en niks te kon doen nie. Om haar honger te sien en net die helfte van 'n brood te hê om te deel. Om te weet dat ek as ma gefaal het, al het ek alles gegee. Hendrik, onbekwaam om homself te bedwing, het haar hand geneem. Tot sy verligting het sy nie teruggetrek nie. Jy het nooit as ma gefaal nie, jy. Kyk na haar, slim, vriendelik, moedig. 'n Kind wat, selfs in die ergste omstandighede, haar menslikheid en deernis behou het. Dit is die resultaat van jou opvoeding. Julia se oë het vol trane geword. Dankie daarvoor. Dit beteken meer as wat jy dink. Hulle het vir 'n oomblik stil gebly, hul hande nog steeds verenig, elkeen wat die ander se verhaal ingeneem het. En nou het Julia uiteindelik gevra: "Wat gebeur volgende?" Hendrik het diep asem gehaal en moed bymekaar geskraap vir die voorstel wat hy vir dae geformuleer het. 'n Voorstel? Nee, eintlik is dit meer as 'n voorstel, dis 'n versoek. Sy het hom nuuskierig aangekyk. "Watter versoek?" "Ek het 'n administratiewe assistent nodig. Iemand georganiseerd, betroubaar, wat my agenda kan koördineer, kontakte kan filtreer, sekere korrespondensie kan bestuur. Die salaris is goed, met alle voordele. Die kantoor is 15 minute hiervandaan, en Isabella kan na skool by Tannie Zella bly, of selfs op rustiger dae kantoor toe kom." Julia het hom verbaas aangekyk. "Bied jy my 'n werk aan?" "Ek bied 'n geleentheid aan," het hy vriendelik gekorrigeer. "Dis nie liefdadigheid nie, jy. Ek het regtig iemand nodig en jy is heeltemal bekwaam. Jy het hoërskool voltooi, is welsprekend, intelligent. Die res leer jy vinnig. Maar ek het geen ondervinding met administratiewe werk nie," het sy aangevoer, alhoewel haar oë reeds 'n vonk van hoop getoon het. "Ondervinding word opgedoen. Karakter en intelligensie wat jy in oorvloed het, is aangebore." Julia het na die goedversorgde tuin gekyk, na die imposante huis, en toe na Hendrik. "Hoekom doen jy dit alles, Hendrik?" "Die waarheid." Die vraag het hom onverhoeds betrap, alhoewel hy dit al moes verwag het. "Aanvanklik was dit die skok om jou in daardie situasie te vind. Toe vir Isabella, daardie meisie het my hart op die eerste dag verower. Maar die volle waarheid." Hy het 'n pouse geneem en die regte woorde gesoek. "Die waarheid is dat jy en jou familie die enigste ware tuiste was wat ek in my kinderjare geken het. Toe ek kontak met jou verloor het, het ek my kompas verloor. Ek het 25 jaar lank 'n ryk gebou, maar in 'n emosionele woestyn geleef. Om jou en Isabella hier te hê, dis asof hierdie huis uiteindelik 'n tuiste is." Die opregtheid van die bekentenis het Julia vir 'n oomblik sprakeloos gelaat. "Dit is baie verantwoordelikheid, weet jy," het sy uiteindelik gesê met 'n beweerige glimlag. "Laat ons dan hierdie verantwoordelikheid deel," het hy geantwoord. "Aanvaar jy die werk?" "Ek aanvaar," het Julia na 'n oomblik van oorweging geantwoord. "Maar met een voorwaarde." "Watter een?" "Sodra ek my eerste salaris ontvang, sal ek 'n plek vir myself en Isabella soek, 'n beskeie plek, wat ons met my salaris kan bekostig. Ons kan nie onbepaald hier bly nie." Hendrik het 'n steek van teleurstelling gevoel, maar het verstaan dat hy haar trots en onafhanklikheid moes respekteer. "Billik. Maar daar is geen haas nie, jy. Hierdie huis is te groot vir een persoon." "Dankie," het sy eenvoudig gesê, maar daardie enkele woord het die gewig gedra van 'n dankbaarheid wat nie heeltemal uitgedruk kon word nie. Die volgende week het 'n nuwe roetine gevestig. Julia het deeltyds by Hendrik se kantoor begin werk, aanvanklik net Elna, die huidige assistent wat tot administratiewe bestuurder bevorder sou word, dopgehou. Die oggende was gewy aan opleiding en smiddag het sy huis toe teruggekeer om verder te herstel. Isabella is in 'n uitstekende privaatskool naby die heerhuis ingeskryf, en op dae wanneer Julia langer by die kantoor gebly het, het Servaas die meisie gaan haal en haar daarheen geneem. Tot almal se verbasing het Julia uiters vaardig geblyk te wees vir administratiewe werk. Haar vermoë om te organiseer en aandag aan detail het selfs Elna, bekend vir haar perfeksionisme, beïndruk.
Sy het natuurlike talent, het Elna na die 3de dag van opleiding met Hendrik opgemerk. Sy het in 3 dae geleer wat die meeste weke neem om te bemeester. Hendrik was nie verbaas nie. Hy het altyd geweet dat Julia briljant was, hy het duidelik onthou hoe sy hom as kinders met wiskunde gehelp het, en komplekse konsepte op 'n eenvoudige en duidelike manier verduidelik het. Tuis het die dinamika tussen die 3 geleidelik verander in iets wat soos 'n familie gelyk het. Hulle het elke aand saam geëet, met Isabella wat opgewonde oor haar skooldag vertel het. Oor naweke het hulle uitstappies gemaak, die Kirstenbosch Botaniese Tuine, die Isiko Suid-Afrikaanse Museum. Julia het stadig haar verdedigende houding laat vaar en haarself toegelaat om meer te lag, te ontspan in Hendrik se teenwoordigheid. Op 'n Vrydag, 'n maand nadat Julia begin werk het, het Hendrik haar in die Herehuis se biblioteek gevind, gekonsentreer op 'n sakebestuurboek. "Studeer jy vir werk?" het hy gevra en in die leunstoel langs haar gaan sit. "Ek wil die eiendomsbedryf beter verstaan," het sy verduidelik. "So kan ek nuttiger wees." "Jy is reeds onmisbaar," het hy verseker. Elna het gesê sy het nog nooit gesien hoe iemand so vinnig leer nie. Julia het geglimlag, duidelik tevrede met die kompliment. "Ek geniet die werk. Dis uitdagend, maar lonend. Ek is bly om dit te hoor." 'n Gemaklike stilte het tussen hulle gevestig, die soort stilte wat net bestaan tussen mense wat mekaar opreg gemaklik voel. "Hendrik," het Julia na 'n paar oomblikke begin. "Ek het gedink. Dis 'n maand sedert ons hier is. Ek het reeds my eerste salaris ontvang. Ek dink dit is tyd om my deel van die ooreenkoms na te kom en 'n plek vir myself en Isabella te soek." Alhoewel hy hierdie oomblik verwag het, het die verklaring steeds soos 'n fisiese hou gevoel. "Is jy seker? Daar is geen haas nie, Julle kan so lank bly as wat nodig is. Ek weet dit en ek is ewig dankbaar. Maar ek moet my onafhanklikheid herwin. Ek moet Isabella haar ma sien die huis onderhou, verstaan jy?" Hy het verstaan, al wou hy nie. "Natuurlik. Ek kan help met die soektog, as jy wil. Ek ken die eiendomsmark beter as enigiemand. Ek waardeer die aanbod, maar ek verkies om dit alleen te doen," het sy vriendelik geantwoord. "Dis belangrik vir my." Hendrik het geknik en haar besluit gerespekteer, al het hy daarmee verskil. "Wanneer beplan jy om te begin soek?" "Ek het reeds begin. Ek het 'n paar besigtigings vir môre gereël." Die nuus het hom onverhoeds betrap. "So vinnig. Hoe gouer ek begin, hoe gouer sal ek die regte plek vind," het sy verduidelik. "En Isabella? Hoe hanteer sy die idee om te trek?" Julia het gehuiwer en Hendrik het opgemerk dat hy 'n sensitiewe punt aangeraak het. "Ek het haar nog nie vertel nie. Ek wou eers seker wees, 'n paar plekke sien om positief te kan beskryf." "Ek verstaan," het hy gesê, alhoewel sy hart dit ten sterkste weerspreek het. Die idee van die huis sonder Isabella se vrolike teenwoordigheid of Julia se rustige geselskap was pynlik eensaam. Die volgende dag, terwyl Julia woonstelle besoek het, het Hendrik Isabella vir 'n uitstappie na die park geneem. Die meisie was stralend, het tussen die bome gehardloop, die eende in die dam gevoer, oortuig dat sy die beste tyd van haar lewe beleef het. "Hendrik," het sy geroep terwyl hulle terugstap na die motor, 'n sjokoladeroomys wat in haar hand smelt. "Hou jy van my ma?" Die vraag, gestel met die kenmerkende onskuld van kinders, het Hendrik onverhoeds betrap. "Natuurlik hou ek van haar. Jou ma is 'n ongelooflike mens." "Nee, ek bedoel, hou jy regtig van haar? Soos 'n kerel?" Hendrik het sy gesig voel warm word. "Hoekom vra jy dit, Isabella?" "Omdat julle na mekaar kyk as julle dink niemand kyk nie," het sy geantwoord en aan die roomys gelek asof sy die mees informele opmerking ter wêreld gemaak het. "Net soos Lizzle en Marco in my klas wat kerel en meisie is." Die meisie se skerpsinnigheid was indrukwekkend. "Dinge is 'n bietjie meer ingewikkeld tussen volwassenes, Isabella." "Hoekom? As jy van haar hou en sy van jou hou, hoekom is julle nie saam nie?" Die eenvoudige en direkte logika van kinders het die mag gehad om die onnodige komplikasies wat volwassenes geskep het, bloot te lê. Soms, selfs wanneer 2 mense vir mekaar omgee, het hulle tyd nodig. Jou ma het baie moeilike tye deurgemaak en sy fokus daarop om julle lewe te herbou. Isabella het die verduideliking oorweeg, duidelik ontevrede. "Maar sou haar lewe nie beter wees as julle kerel en meisie was nie? Dan kon ons almal saam in die groot huis bly vir altyd."
Hendrik het gesluk, ontroer deur die eenvoud van die meisie se wens, wat toevallig sy eie geheime wens weerspieël het. Dit is iets wat net jou ma kan besluit, Isabella. Ek kan haar nie dwing om iets te voel nie. Maar jy hou regtig van haar, nie waar nie, het Isabella aangedring. Hendrik het na daardie onskuldige oë gekyk wat soos Julia se gelyk het, en kon nie lieg nie. Ja, Isabella. Ek hou regtig van jou ma, maar dit bly net tussen ons, oké. Dis ons geheim. Die meisie het plegtig geknik, maar 'n sameswerende glimlag het op haar lippe gespeel. Ek kan geheime hou, Hendrik. Daardie aand, toe Julia teruggekeer het van haar woonstelbesoeke, was sy sigbaar moedeloos. Die plekke binne my begroting is te klein of te ver van werk en Isabella se skool af, het sy tydens aandete erken. Miskien het jy meer tyd nodig om te soek, het Hendrik voorgestel en probeer om die verligting in sy stem te verberg. Die eiendomsmark is tans ingewikkeld. Miskien, het sy instemmend gesê, nadenkend. Ek het nog 'n paar besigtigings vir volgende week gereël. Isabella, wat ongewoon stil was tydens die gesprek, het uiteindelik gepraat, Mamma, hoekom kan ons nie hier bly nie? Die huis is groot en Hendrik is alleen. Hy het 'n familie nodig. Die onskuldige opmerking het 'n tasbare oomblik van verleentheid geskep. Julia het vinnig na Hendrik gekyk, wat voorgegee het dat hy uiters geïnteresseerd was in sy bord. Isabella, ons het reeds daaroor gepraat, het Julia vriendelik begin. Ons is gaste in Hendrik se huis. Ons kan nie vir altyd hier bly nie. Hoekom nie, het die meisie aangedring. Hy is hartseer as ons nie hier is nie. Ek het hom gesien hoe hy na ons leë kamer kyk toe ons gegaan het om ouma Clara te besoek. Isabella, het Julia bestraf, sigbaar verleë. Dis reg, het Hendrik ingegryp en uiteindelik sy stem gevind. Isabella is reg oor sommige dinge. Hierdie huis was baie leeg en stil voordat jy gekom het. Maar jou ma is ook reg, jy het jou eie ruimte nodig om jou eie lewe te bou. Maar ons kan ook hier 'n lewe bou, nie waar nie, het Isabella gevra met daardie genadeloose kinderlogika. Julia en Hendrik het 'n lang blik uitgeruil, gelaai met onuitgesproke vrae, onontginde moontlikhede en groeiende gevoelens wat nie een van hulle gereed was om te benoem nie. Dis badtyd, my kind, het Julia uiteindelik verklaar en die gesprek afgesluit. Kom, vanaand is dit storietyd voor slaaptyd. Terwyl Julia 'n teensinnige Isabella boontoe geneem het, het Hendrik nadenkend aan tafel gebly. Die meisie in haar kinderlike wysheid het die gevoelens blootgelê wat hy selfs vir homself probeer wegsteek het. Hy was verlief op Julia. Waarskynlik nog altyd van kindsbeen af, alhoewel hy nou eers, as volwassene, daardie gevoel kon benoem. Maar hoe om dit vir haar te sê? Hoe om nie te klink asof hy dankbaarheid met liefde verwar nie, of erger nog, 'n verhouding as 'n verlenging van die aanvanklike liefdadigheid aanbied nie. Hendrik het gesig en vir homself 'n skeetwyskei ingegooi, iets seldsaam vir hom. Die lewe, wat 2 maande gelede voorspelbaar en beheers was nou vol emosionele onsekerhede. En vreemd genoeg, ten spyte van die angs, het hy nog nooit so lewendig gevoel nie. Die volgende weke het 'n aangename roetine gebring, ten spyte van die onderliggende spanning. Julia het oor naweke steeds na woonstelle gesoek, maar het altyd 'n probleem gevind, of die prys was te hoog, of die ligging was ongerieflik, of die ruimte was onvoldoende vir haar en Isabella. Hendrik was in die geheim dankbaar vir elke mislukte poging, al het hy skuldig daaroor gevoel. By die werk het die verhouding tussen hulle op 'n verrassend harmonieuse wyse ontwikkel. Julia het die pos van administratiewe assistent heeltemal oorgeneem en het almal beïndruk met haar doeltreffendheid en vermoë om te leer. Elna, nou bestuurder, het geskerts dat dit binnekort Julia sou wees wat haar sou oplei. Jy het die kantoor se organisasie gerevolusioneer, het Hendrik eendag opgemerk terwyl hy gekyk het hoe Julia die hele argiefstelsel herformuleer het. Ek weet nie eens hoe ons voorheen gefunksioneer het nie. Sleg, sover ek kon sien, het sy met 'n ondeende glimlag geantwoord, 'n blik op die speelse meisie wat hy in sy kinderjare geken het. Hierdie oomblikke het meer gereeld geword, Julia wat haar verdediging laat vaar, haarself toelaat om meer te wees as die stoesynse oorlewende, en die intelligente en geesdriftige vrou wat onder laag van bekommernis en verantwoordelikheid bestaan het, te laat deurskyn. Tuis het die gesinsdinamika versterk. Aandete saam was heilig met Isabella wat haar skoolavonture opgewonde vertel en Hendrik wat vermaaklike episodes van die kantoor vertel.
Die aande het dikwels in die biblioteek geëindig, waar hulle saam gelees het, Isabella met haar kinderboeke, Julia met romans of sakeboeke, en Hendrik met biografieë of literêre klassieke. Op een van hierdie aande, terwyl Isabella reeds geslaap het, het Hendrik Julia op die stoep gevind, besig om die Kaapstadse naghemel te aanskou. Kan jy enige sterre sien, het hy gevra, by haar aangesluit en 'n koppie tee aangebied. Net 'n paar deur die ligbesoedeling, het sy geantwoord en die tee met 'n dankbare glimlag aanvaar. In Stellenbosch was die hemel helderder. Ons moet Isabella eendag neem om die regte sterre te sien. Ek het 'n plaashuis in Franschhoek. Die naghemel daar is ongelooflik. Julia het hom nuuskierig aangekyk. Jy het 'n huis in Franschhoek. Hendrik het effens verleë gelyk. Eintlik het ek 'n paar eiendomme. Benewens hierdie huis en die woonstel op Adelaide Straat, het ek die huis in Franschhoek, 'n woonstel in Londen en 'n dakwoonstel in Miami. En lyk enige van hulle soos 'n tuiste, het Julia sag gevra. Die vraag het hom onverhoeds betrap. Hierdie is die enigste een waar ek genoeg tyd spandeer om dit 'n tuiste te noor. En selfs dan, hy het gehuiwer. Selfs dan het dit eers onlangs regtig soos 'n tuiste begin voel. Die implisiete betekenis het tussen hulle gehang en die lig gevul met onuitgesproke moontlikhede. Hendrik, het Julia na 'n oomblik van stilte begin. Ek het 'n woonstel gevind. In Woodstock. Dis nie groot nie, maar dit het 2 slaapkamers, dis naby 'n metrostasie en die huur pas by my begroting. Die aankondiging, alhoewel verwag, het soos 'n fisiese slag gevoel. Wanneer? Wanneer beplan jy om te trek? Teen die einde van die maand. Ek het vandag reeds die kontrak geteken. Hendrik het meganies geknik en probeer om die verwoesting wat hy gevoel het, te verberg. Ek verstaan. Weet Isabella reeds? Ek het haar vandag op pad skool toe vertel, het Julia geantwoord, met 'n moe sig. Sy het nie goed gereageer nie. Ek kan my voorstel. Sy is mal oor hierdie plek. Dis nie net die plek nie, Hendrik. Dis jy, sy het diep aan jou geheg geraak. Die opmerking het sy hart laat spring. Die gevoel is wederzijds. Ek sal haar mis. Julle twee, het hy bygevoeg en moed by mekaar geskraap. Julia het na haar koppie gekyk, asof sy antwoorde in die donker vloeistof gesoek het. Ek sal jou ook mis. Waarskynlik meer as wat ek moet. Die bekentenis het tussen hulle gehang soos 'n brose borrel, vol beloftes en vrese. Hendrik het 'n byna onweerstaanbare impuls gevoel om aan haar te raak, om haar hand te neem, om te bevestig dat wat tussen hulle gegroei het werklik was en nie net sy hoopvolle verbeelding nie. Voordat hy kon optree, het Julia se selfoon gelei. Sy het vinnig daarna gekyk. Dis Tannie Zella. Isabella het 'n nagmerrie. Gaan. Ons sal hierdie gesprek later voortsit, het hy gesê, al het hy gevrees dat die oomblik verby was. Julia het geknik en opgestaan, maar voordat sy uitgegaan het, het sy liggies aan Hendrik se skouer geraak, 'n kort, maar betekenisvolle kontak wat 'n elektriese stroom deur sy hele liggaam gestuur het. Daardie aand kon Hendrik skaars slaap, onrustig tussen die lakens rondrol. Die idee dat Julia en Isabella binnekort sy huis sou verlaat, was vreesaanjaend. Hy kon nie hierdie pas ontdekte tuiste, hierdie familie wat die noodlot op so 'n onwaarskynlike wyse in sy pad geplaas het, verloor nie. Toe die son opkom, was hy reeds op vasbeslote. Hy kon Julia nie dwing om te bly nie, maar hy kon ten minste sy gevoelens duidelik maak. Trots en vrees het sy hart te lank stilgemaak. Daardie Woensdag was van die begin af bestem om spesiaal te wees. Toe hy vir ontbyt afkom, het Hendrik Isabella in die kombuis gevind, besig om Tannie Zella te help om pannekoeke te maak. Die meisie het meel op haar gesig gehad en het absoluut gekonsentreer gelyk op haar taak om die deeg te meng. "Goeiemôre, prinses," het hy gegroet en die top van haar kop gesoen. "Hierdie pannekoeke lyk heerlik." "Dis vir jou, Hendrik," het sy trots aangekondig. "Tannie Zella het my die spesiale resep geleer." "Ek is geëerd," het hy opreg geantwoord. "Waar is jou ma?" "Sy maak haar nog reg, sy het gisteraand laat geslaap, want ek het gehuil." Die onskuldige opmerking het Hendrik se hart vasgedruk. "En hoekom het jy gehuil, Isabella?" "Omdat ek nie hieruit wil trek nie," het sy geantwoord. Haar groot bruin oë het weer vol trane geword. "Ek hou hiervan. Ek hou van jou. Hoekom moet ons trek?" Hendrik het neergekniel om op haar hoogte te kom. "Jou ma doen wat sy dink die beste vir julle is, Isabella.
Sy wil hê julle moet julle eie ruimte hê, julle eie tuiste bou. Maar ons kan dit hier doen. Hierdie huis is so groot dat ons ons eie ruimte kan hê en nog steeds almal saam kan bly, het sy aangevoer met daardie kristalhelder kinderlogika wat volwassenes dikwels sprakeloos gelaat het. Voordat Hendrik kon antwoord, het Julia die kombuis binnegekom, reeds vir werk geklee in 'n elegante pak wat hy aangedring het om vir haar te koop. Die transformasie van die ondervoede vrou wat hy in daardie geïmproviseerde skuiling gevind het na die selfversekerde professionele voor hom was indrukwekkend. Goeiemôre, het sy gegroet, haar blik het Hendriksen kortliks ontmoet voordat dit na haar dogter afgegly het. Ek sien ons het vandag 'n klein chef. Ek het pannekoeke vir Hendrik gemaak, aangesien ons binnekort gaan trek, het Isabella verduidelik, met 'n beskuldigende toon wat nie deur enige van die volwassenes onopgemerk gebly het nie. Julia het gesig en aan tafel gaan sit. Isabella, ons het reeds daaroor gepraat. Ons sal ons eie woonstel hê, jy sal jou eie kamer hê, en ons sal Hendrik nog steeds by die werk sien. Dis nie dieselfde nie, het die meisie gemompel en nog 'n pannekoek met Tannie Zella se hulp omgedraai. Die ontbyt het met 'n tasbare spanning verloop. Isabella was ongewoon stil en het net met monosilabels geantwoord. Julia het uitgeput gelyk, asof sy die hele nag wakker was, wat, volgens Isabella se opmerking, waarskynlik waar was. Hendrik het probeer om die gesprek aan die gang te hou, maar sy gedagtes was vasgenaal op die besluit wat hy met dagbreek geneem het. In die motor op pad werk toe en skool toe, was die stilte tussen hulle swaar. Nadat hy Isabella afgelaai het, wat hom met 'n lang drukkie gegroet het, asof dit die laaste keer was dat sy hom sou sien, het sy vaas na die kantoor in Century City gery. Isabella sal aanpas, het Julia sag gesê en die stilte verbreek. Kinders is veerkragtig. Ek weet, het Hendrik geantwoord. Maar sy is reg oor een ding, julle hoef nie te trek nie. Julia het gesig. Hendrik, ons het reeds daaroor gepraat. Ek het my onafhanklikheid nodig. Ek moet Isabella wys dat ek ons familie alleen kan onderhou. En wat verhinder jou om dit te doen terwyl jy in die Herehuis woon? Jy werk, jy verdien jou eie geld, jy neem jou eie besluite. Dis nie dieselfde nie en jy weet dit. Is dit dan trots, het hy gevra meer direk as wat hy bedoel het. Julia het hom aangekyk, verbaas oor sy openhartigheid. 'N deel daarvan, ja. Wat is verkeerd daarmee? Ek het situasies deurgemaak wat jy jou nie eers kan voorstel nie, Hendrik. Ek het op straat gewoon met my dogter. Trots was soms die enigste ding wat vir my oorgebly het. Ek verstaan dit, jy. Meer as wat jy dink. Maar soms verhinder trots ons om nie net hulp te aanvaar nie, maar ook geluk. Die opmerking het tussen hulle gehang, gelaai met implisiete betekenisse. Voordat hulle die gesprek kon voortsit, het die motor voor die moderne glasgebou wat die hoofkantoor van Meiburg Eiendomme huisves, stilgehou. Die dag by die kantoor was gespanne en onproduktief. Hendrik kon skaars op die vergaderings konsentreer, voortdurend afgelei deur Julia se teenwoordigheid aan die ander kant van die glas van sy kantoor, wat papiere doeltreffend georganiseer het en telefoonoproepe beantwoord het. Hy het die natuurlikheid dopgehou waarmee sy deur die ruimte beweeg het, asof sy altyd daarin behoort het. In die middel van die middag het hy haar na sy kantoor geroep, onder die voorwendsel om die volgende week se agenda te bespreek. Ons moet ons gesprek klaarmaak, het hy gesê sodra sy die deur toemaak. Hier. Nou, het sy gevra, sigbaar ongemaklik. Ons kan dit nie langer uitstel nie. Hy het diep asem gehaal. Julia, ek weet jy is vasbeslote om te trek, en ek sal jou besluit respekteer. Maar voordat dit gebeur, moet ek hê jy moet weet hoe ek voel. Sy het gelyktydig verskrik en hoopvol gelyk. Hendrik, asseblief, laat ek klaarmaak, het hy vriendelik gevra. Toe ek jou en Isabella by daardie verkeerslig gevind het iets binne my verander. Dit was nie net die skok om my kinderjare vriendin in sulke moeilike omstandighede te herontmoet nie. Dit was asof die heelal my 'n tweede kans gegee het om iets betekenisvols met my lewe te doen. Hendrik het opgestaan, onbekwaam om te bly sit met soveel emosies wat in hom borrel. Ek het jare lank 'n materiële ryk gebou, eiendomme, motors, beleggings opgehoop, maar ek was leeg van binne. My huis was 'n museum, nie 'n tuiste nie. My lewe was 'n reeks professionele verpligtinge sonder ware menslike verbinding. Hy het nader aan haar gekom, maar 'n respekvolle afstand gehandhaaf. En toe, skielik, was daar gelag wat deur die gange van die Herehuis weerklink het. Daar was tekeninge op die yskas.
Daar was iemand wat oor my dag gevra het en regtig omgegee het oor die antwoord. Daar was 'n familie. Ons is baie dankbaar vir alles wat jy gedoen het Julia begin, maar hy het haar vriendelik onderbreek. Ek soek nie dankbaarheid nie, jy. Ek probeer sê dat ek verlief geraak het op jou. En op Isabella ook, op 'n ander manier. Julle het lewe en doel teruggebring na my. Die bekentenis het tussen hulle in die lug gehang, byna tasbaar in sy intensiteit. Julia het moeilik gelyk om asem te haal, haar oë groot van verbasing. Ek weet dit lyk skielik, het hy voortgegaan in haar stilte. En ek verstaan heeltemal as jy nie dieselfde voel nie. Ek moes net hê jy moes weet voordat jy jou finale besluit neem. Dis nie skielik nie, het Julia uiteindelik gesê, haar stem byna 'n fluistering. Ten minste nie vir my nie. Dit was Hendrik se beurt om verbaas te wees. Wat bedoel jy? Hendrik, ek het 'n krus op jou gehad toe ons kinders was, het sy erken, ligte blos wat haar wange gekleur het. Jy was my beste vriend, maar jy was ook my eerste kinderliefde. Ek het nooit die moed gehad om dit te vertel nie. Die openbaring het hom 'n oomblik lank sprakeloos gelaat. Ek het nooit geweet nie. Natuurlik nie. Ek was te skaam om dit te wys. En toe is ons geskei, die lewe het aangegaan. Maar om jou na so lank weer te ontmoet, om die man te sien wat jy geword het, nie net suksesvol nie, maar opreg goed, dit was te maklik om weer verlief te raak. Hoekom dring jy dan aan om te trek, het hy gevra en 'n stap na haar geneem. Julia se oë het vol trane geword. Omdat ek bang is, Hendrik. Bang dat jy jammerte met liefde verwar. Bang dat ons van jou afhanklik sal word en eendag sal besef dat jy 'n fout gemaak het. Bang dat ek nie goed genoeg is vir iemand van jou vlak nie. Van my vlak, het hy ongelowig herhaal. Jy is die sterkste persoon wat ek nog ooit geken het. Jy het 'n buitengewone dogter feitelik alleen grootgemaak, het teëspoed deurgemaak wat enige iemand sou verslaan het nooit opgegee nie, selfs in die ergste omstandighede. Ek is die een wat jou nie waardig is nie. 'n Traan het ontsnap en oor Julia se gesig gegly. Hendrik kon nie die impuls weerstaan om dit saggies met sy duim af te vee nie. En wat van Isabella, het sy gevra, haar stem bewerig. Dit sal haar lewe diep beïnvloed. Isabella beskou my reeds as deel van die familie. Sy is 'n ongelooflike kind, jy. Dit sal 'n eer wees om haar te help grootmaak, as jy my toelaat. Die oomblik is onderbreek deur 'n klop aan die deur. Elna het haastig ingekom en bekommerd gelyk. Verskoon my dat ek onderbreek, maar Isabella se skool het gebel. Sy het 'n huilbui gehad tydens klas en is in die hospitaalkamer. Hulle het gevra dat iemand haar moet kom haal. Julia het dadelik in 'n bekommerde maalmodus gegaan. Ek gaan dadelik. Sy was so ontsteld vanoggend. Ons gaan saam, het Hendrik besluit en sy baadjie gegryp. Elna kanselleer my afsprake vir die res van die dag. In die motor op pad skool toe, was die stilte tussen hulle gelaai met onopgeloste emosies en onlangse bekentenisse. Julia het haar hande senuweeagtig in haar skoot gevou. Sy het nog nooit so 'n krisis gehad nie, het sy opgemerk, die bekommernis duidelik in haar stem. Isabella was altyd so sterk, so aanpasbaar. Kinders voel veranderinge diep, het Hendrik geantwoord. Miskien is die vooruitsig om weer te trek moeiliker as wat ons gedink het. Ek doen die regte ding, nie waar nie, het Julia gevra, meer vir haarself as vir hom. Om haar 'n tuiste net vir ons te gee, onafhanklikheid. Hendrik het haar hand vriendelik geneem. Wat maak 'n tuiste, jy? Mure in 'n dak of die mense vir wie ons lief is? Sy het nie geantwoord nie, maar sy het ook nie haar hand teruggetrek nie. By die skool het hulle Isabella in die hospitaalkamer gevind, haar oë rooi en geswel van die huil. Toe sy haar ma en Hendrik saam sien inkom, het die meisie na hulle gehardloop en hulle gelyktydig omhels. Julle het albei gekom, het sy uitgeroep, opreg verbaas en verlig. Natuurlik, my skat, het Julia geantwoord en neergekniel om haar behoorlik te omhels. Wat het gebeur? Die verpleegster het verduidelik dat Isabella 'n krisis gehad het tydens die kunstklas, toe die onderwyseres die studente gevra het om hul huise te teken. Die meisie het onbeheerbaar begin huil en gesê dat sy nie meer geweet het wat haar huis was nie. Ek het Hendrik se huis geteken, het Isabella tussen snikke verduidelik. Maar toe onthou ek dat ons gaan trek, en ek kon nie die tekening klaarmaak nie. Julia en Hendrik het 'n betekenisvolle blik bo die meisie se kop uitgeruil. Op pad terug huis toe het Isabella op die agtersitplek aan die slaap geraak, uitgeput deur die emosionele stres.
Hendrik het die oomblik gebruik om die onderbreekte gesprek te hervat. Ek weet jy wil onafhanklikheid hê en ek respekteer dit diep. Maar daar is baie maniere om onafhanklik te wees sonder om iets te hoef prys te gee wat goed werk vir ons almal. Wat stel jy presies voor, het sy gevra, alhoewel haar toon aangedui het dat sy reeds die antwoord geweet het. Ek stel voor dat jy ons 3 'n kans gee. As 'n familie. Jy behou jou werk, jou finansiële autonomie, maar ons deel ons lewens. Nie omdat jy dit nodig het nie, maar omdat ons dit wil hê. Julia het na die slapende dogter gekyk en toe na Hendrik. Wat as dit nie werk nie? Ek het reeds 'n mislukte verhouding deurgemaak, Hendrik. Ek kan Isabella nie weer deur daardie pyn sit nie. Die verskil is dat ons reeds 'n familie is, Ons woon reeds byna 2 maande saam. Ons ken mekaar se irriterende gewoontes. Hy het geglimlag. Ek weet jy laat die tandepasta dop oop en dat jy haat as ek my koffiekoppies in die huis laat staan. Ons het reeds die beste en die slegste van mekaar gesien. Dit het 'n klein glimlag van Julia ontlok. Jy snork as jy op jou rug slaap. Sien. Ons beklei reeds soos 'n regte paartjie. Die spanning in die lug het afgeneem met die ligte oomblik. Toe hulle by die herehuis aankom, het Hendrik die slapende Isabella na haar kamer gedra, terwyl Julia haar skoene uittrek en haar toedik. Hendrik het die toneel dopgehou en was meer seker as ooit, dit was die familie wat hy altyd gewens het sonder om dit te weet. Daardie aand na aandete het Isabella vroeg gaan slaap, steeds geskok deur die gebeure van die dag. Hendrik en Julia het mekaar weer op die stoep gevind en die Kaapstadse naghemel aanskou. Die stilte tussen hulle was gemaklik, vol moontlikhede. Ek het vandag die eiendomsagent gebel, het Julia uiteindelik gesê. Ek het die woonstelkontrak gekanselleer. Hendrik het na haar gedraai, verbaas en hoopvol. Beteken dit? Dit beteken ek is bereid om te probeer, het sy geantwoord en uiteindelik sy blik ontmoet. Dit sal nie maklik wees nie. Ek het baie vrese, baie onsekerhede. Ek het so lank alleen geveg dat ek nie meer weet hoe dit is om die las te deel nie. Ons sal saam leer, het hy beloof en moed by mekaar geskraap om haar hand vas te hou. Dag op 'n slag. Julia het haar vingers in syne gevleg in eenvoudige, maar diep betekenisvolle gebaar. Dag op 'n slag, het sy ingestem. Onder die sterrehemel van Kaapstad het 2 siele wat die noodlot op 'n buitengewone manier geskei en herenig het, die eerste stap op 'n gesamentlike reis geneem. Daar was geen waarborge vir sukses nie, net die sekerheid dat wat hulle vir mekaar en vir die klein dogtertjie wat daar binne geslaap het, gevoel het, enige risiko werd was. Daardie aand, toe Hendrik aan die slaap geraak het, was dit met 'n gevoel wat hy sedert sy kinderjare nie ervaar het nie, die gevoel om uiteindelik tuis te wees. Die volgende maande het in 'n soet normaliteit verloop wat nie een van die 3 ooit ervaar het nie. Die herehuis, voorheen 'n leë en stil ruimte, het in 'n ware tuiste verander, vol lewe en klein familietradisies. Die aandete saam was heilig, net soos die Sondagoggende met spesiale ontbyt voorberei deur Tannie Zella. Die voorheen onberispelike mure het nou Isabella se tekeninge trots vertoon, en die voorheen stil gange het weer galm met lag en gesprekke. Hendrik en Julia het stadig in hul verhouding gevorder en mekaar se grense gerespekteer. Hy het haar vrese verstaan, gebou deur jare van eensame stryd en 'n pynlike verlating. Sy het sy onsekerhede begryp, gevorm deur 'n moeilike kinderjare en jare van emosionele isolasie. Saam het hulle ou wonde genees terwyl hulle iets nuuts en kosbaars gebou het. Ek het nooit gedink dit sou so kon wees nie, het Julia eendag bely terwyl hulle in die tuin gestap het nadat hulle Isabella aan die slaap gemaak het. So natuurlik. Asof dit altyd so moes wees, het Hendrik bygevoeg en haar hand vasgehou met die familiariteit wat hulle ontwikkel het. Presies. By die werk was die dinamika tussen hulle streng professioneel, Julia het daarop aangedring en Hendrik het haar standpunt gerespekteer. Vir die werknemers van Meiburg Eiendomme was sy net die bekwame uitvoerende assistent, alhoewel baie reeds die spesiale verhouding tussen die 2 vermoed het. Meneer Meiburg, het Julia formeel gesê en sy kantoor met 'n leer binnegekom. Die kontrakte vir die uitbreiding in Pretoria is gereed vir hersiening. Hendrik het geglimlag oor die formele toon wat sy altyd by die kantoor gebruik het. Dankie, mevrou Botta. U kan dit op die tafel laat. Toe sy omdraai om te vertrek, het hy sy stem verlaag bygevoeg, terloops, jy lyk vandag pragtig. Die blos op Julia se wange en die klein glimlag wat sy probeer wegsteek het, was genoeg beloning.
Na mate haar 7de verjaardag nader gekom het, het Isabella al hoe meer opgewonde geraak. Kan ek 'n groot partytjie hou? Met die kinders van die skool het sy tydens aandete gevra, weke voor die datum. Natuurlik kan jy, het Julia geantwoord en geglimlag oor haar dogter se entoesiasme. Ons kan iets eenvoudig doen in die funksielokaal van die. Hoekom nie hier in die herhuis nie, het Hendrik onderbreek. Ons het meer as genoeg ruimte en die tuin sal perfek wees vir 'n kinderpartytjie. Isabella se oë het geskitter met die voorstel. Kan ons 'n opblaaskasteel hê? My vriendin Marianne het een gehad op haar verjaardag. Ons kan hê wat jy wil, het Hendrik verseker, voordat Julia kon antwoord. Later, toe Isabella reeds in die bed was, het Julia hom vriendelik gekonfronteer. Jy kan nie die wêreld vir haar so beloof nie, Hendrik. Ons moet grense stel. Jammer, het hy opreg geantwoord. Soms raak ek meegevoer. Dis net ek kon nog nooit van tevore 'n verjaardagpartytjie vir iemand gee nie. Die bekentenis het Julia heeltemal ontwapen. Sy het liefdevol aan sy gesig geraak. Dis reg, laat ons net probeer om hierdie besluite saam te neem, oké. Afgespreek, het hy ingestem, haar hand gevang en haar palm gesoen. In die weke daarna het die voorbereidings vir die partytjie die huis oorgeneem. Hendrik het daarop aangedring om 'n gespesialiseerde geleentheidsmaatskappy vir kinders aan te stel, terwyl Julia haar bekommer het oor meer praktiese besonderhede soos uitnodigings en geskenke. Isabella, in die middel van alles, het 'n geluk uitgestraal wat almal aangesteek het. Wat wil jy hê as geskenk, prinses, het Hendrik eendag gevra terwyl hy haar in die bed gesit het. Isabella het haar lip gebyt, nadenkend. Kan ek enigiets vra? Enigiets redelik, het hy gekwalifiseer en die gesprek met Julia oor grense onthou. Ek wil hê jy moet my regte pa wees, het sy geantwoord met die verwoestende opregtheid van kinders. Hendrik het gevoel asof die lug uit sy longe gesuig is. Isabella, jy tree reeds soos my pa op. Jy haal my by die skool, help my met huiswerk, lees vir my stories voor slaaptyd. Sy het op haar klein vingers getel. En jy hou van my ma en sy hou van jou. So hoekom kan jy nie my regte pa wees nie? Hy het op die rand van die bed gesit en die regte woorde gesoek. Om 'n pa te wees is nie net om lief te hê en te versorg nie, Isabella. Dis 'n enorme verantwoordelikheid. En dis 'n besluit wat jou ma en ek saam sou moes neem, verstaan jy? Het julle al daaroor gedink, het sy gevra met 'n verrassende skerpsinnigheid. Ons dink aan baie dinge vir die toekoms, het hy versigtig geantwoord. Maar wil jy my pa wees? Hendrik het na daardie groot, hoopvolle oë gekyk, soos Julia se, en kon niks anders as heeltemal eerlik wees nie. Meer as enigiets in die wêreld, prinses. Isabella se stralende glimlag was byna oorweldigend. Vra dan my ma. Soos in die flieks. Hendrik het gelag oor die eenvoud van kinderlogika. Dinge is 'n bietjie meer ingewikkeld in die regte lewe, Isabella. Maar ek beloof ons sal dit uitvind, oké. Oké, het sy ingestem, reeds gaap. Maar moenie te lank vat nie. Ek wil jou pa kan noem op my verjaardag. Daardie gesprek het die volgende dae in Hendrik se gedagtes bly maal. Hy en Julia het nooit eksplisiet oor die huwelik gepraat nie, alhoewel dit duidelik was dat albei hul verhouding as iets permanent gesien het. Sou hulle gereed wees om daardie stap te neem? Die verjaardag het aangebreek met 'n sonnige Saterdagoggend, perfek vir die beplande viering. Die herehuis is omskep in 'n kinderparadys met kleurvolle versierings oral, 'n opblaaskasteel in die tuin, aktiwiteitstafels, 'n gesigverfarea en selfs 'n klein tydelike karousel wat naby die swembad geïnstalleer is. Dit is ekstravagant, het Julia opgemerk en gekyk hoe die werknemers van die geleentheidsmaatskappy die laaste afrondings doen. Mens leef net een keer, het Hendrik geantwoord en haar van agter af omhels. En mens word net een keer 7 jaar oud. Julia het teen hom geleun en haarself 'n oomblik van ontspanning gegee voordat die gaste opgedaag het. Jy bederf haar. Miskien 'n bietjie, het hy erken. Maar na alles wat sy deurgemaak het, verdien sy nie 'n bietjie bederf nie. Ek dink so, het Julia ingestem en in sy arms omgedraai om hom aan te kyk. Maar die kosbaarste geskenk wat jy haar gegee het, het niks te doen met opblaaskastele of karousels nie. Nee. Dis wat jy my gister gesê het, sekuriteit, stabiliteit, om te weet dat sy haar nie hoef te bekommer oor waar sy môre sal slaap of daar kos op die tafel sal wees nie. Dis om kind te kan wees, sonder om volwasse bekommernisse te dra. Hendrik het haar saggies gesoen.
Jy het haar dit lank voor my gegee, Ju. In die ergste omstandighede het jy verseker dat sy geweet het dat sy geliefd en beskerm is. Die oomblik is onderbreek deur Isabella wat in die kombuis ingehardloop het in 'n swaaiende blou rok, 'n vroeë geskenk van Hendrik, ten spyte van Julia se protes teen ekstravagansie. "Mamma, Hendrik, kyk hoe mooi is ek," het sy uitgeroep en rondgedraai om die volle effek van die rok te wys. "Die mooiste prinses in die wêreld," het Hendrik plegtig verklaar. "Ek is gereed vir my partytjie. Hoe laat kom my vriende?" "Oor 'n uur, my kind," het Julia geantwoord. "Genoeg tyd vir 'n goeie ontbyt." Tannie Zella het spesiale verjaardagpannekoeke gemaak. Die partytjie was 'n groot sukses. 30 kinders van Isabella se skool het opgedaag, vergesel van hul ouers, wat verwonderd na die herehuis en sy luuksede gekyk het. Hendrik en Julia het almal met eenvoud ontvang, ten spyte van die weelderige omgewing. "Ek het nooit gedink ek sou 'n kinderpartytjie organiseer nie," het Hendrik met Julia opgemerk terwyl hulle gekyk het hoe Isabella en haar vriende op die opblaaskasteel spring. "Die lewe verras ons," het sy geantwoord en sy hand diskreet vasgedruk. Namate die middag gevorder het die tyd vir die koek aangebreek, 'n drievlak skepping in die vorm van 'n kasteel, met versierseltorings en kleurvolle vlaggetjies. Terwyl almal effeels gelukkig gesing het Hendrik na Isabella se stralende gesig gekyk, verlig deur die 7 kersse, en 'n emosiegevoel wat so intens was dat dit hom byna verstik het. Hoe was dit moontlik om so lief te wees vir iemand wat so kort gelede in sy lewe gekom het? Nadat Isabella die kersse uitgeblaas het Hendrik almal verras deur 'n verjaarsdagmeisie se wals aan te kondig. Die musiek het begin speel en hy het die meisie in 'n geïmproviseerde dans gelei, haar af en toe opgelig vir walsdraaie wat haar van blydskap laat lag het. "Nou is dit mamma se beurt," het Isabella verklaar toe die musiek geëindig het en Julia in Hendrik se arms gestoot. Met gesigte wat rooi was van die hitte en die aandag, het Julia Hendrik toegelaat om haar in 'n stadige en elegante wals te lei. Terwyl hulle gedans het, hul oë vasgenaal op mekaar, het die wêreld om hulle gelyk of dit verdwyn het. "Ek was nog nooit so gelukkig nie," het hy saggies bely, net vir haar om te hoor. "Ek ook nie," het Julia geantwoord en haarself toegelaat om haar kop 'n oomblik op sy skouer te laat rus. Toe die musiek geëindig het, is hulle met applous van die gaste ontvang. Isabella het na hulle gehardloop en hulle gelyktydig omhels. "Beste verjaardag ooit," het sy verklaar en niemand kon haar opregtheid betwyfel nie. Daardie aand, na die einde van die partytjie en met Isabella reeds aan die slaap in haar bed, omring deur nuwe geskenke, het Hendrik en Julia op die stoep gesit met glase wyn, uitgeput maar tevrede. Sy sal hierdie dag nooit vergeet nie, het Julia opgemerk en gemaklik teen Hendrik se skouer geleun. "Ek hoop nie." "Ek sal beslis nie," het hy geantwoord en die top van haar kop gesoen. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle gevestig, die soort stilte wat net bestaan tussen mense wat mekaar heeltemal gemaklik voel. Sy het iets baie spesifiek gevra as verjaardaggeskenk, het Hendrik na 'n paar oomblikke genoem. "Wat? Moenie vir my sê jy het 'n pony iewers versteek gekoop nie," het Julia geskerts. "Nee, niks materieel nie. Hy het 'n pouse geneem en moed by mekaar geskraap." Sy het gevra dat ek haar regte pa moes wees. Julia het regop gesit en hom verbaas aangekyk. "Het sy dit gesê?" "Sy het. Blykbaar doen ek reeds al die dinge wat 'n pa doen, ek help met huiswerk, lees vir haar stories voor slaaptyd, haal haar by die skool." Net die amptelike titel ontbreek. "En wat het jy geantwoord?" Hendrik het haar hande vasgehou en haar met alle erns in die wêreld aangekyk. "Ek het gesê om 'n pa te wees is 'n groot verantwoordelikheid en 'n besluit wat ons saam sou moes neem." Diplomaties korrekte antwoord, het Julia opgemerk met 'n klein glimlag. Toe het sy gevra of ek haar pa wou wees, en hy het gehuiwer. En ek het die waarheid gesê, dat daar niks in die wêreld is wat ek meer wil hê nie. Julia se oë het vol trane geword. "Wil jy dit regtig hê? Om die pa te wees van 'n meisie wat nie eens jou bloed deel nie. Jou bloed is die kleinste deel van wat iemand familie maak. Ek is lief vir Isabella asof sy uit my gebore is. Eintlik dink ek is meer lief vir haar as wat ek vir 'n biologiese kind sou wees, want ek het haar gekies en sy het my ook gekies." Julia het 'n traan wat oor haar gesig geloop het, afgevee. "Jy is 'n buitengewone man, Hendrik Meiburg." "So dis 'n ja. Kan ek amptelik aansoek doen vir die pos van pa?" "Dis 'n bietjie meer ingewikkeld as dit," het sy geantwoord en tussen die trane gelag.
Wettiglik sou dit aanneming naamsverandering behels sê. Ek is bereid om al die nodige bureaukrasie aan te pak, het hy verseker. Toe oorval deur 'n skielike moed, het hy bygevoeg, maar miskien moet ons eers die kwessie van julle twee se van oplos. Julia het hom verward aangekyk. Hoe so? Hendrik het opgestaan en tot haar algehele verbasing voor haar neergekniel. Ek het dit nie vir vandag beplan nie, het hy erken, steeds haar hande vasgehou. Eintlik het ek vir weke 'n ring in die kluis gehou en gewag vir die perfekte oomblik. Maar ek dink daar is geen meer perfekte oomblik as hierdie nie, aan die einde van die gelukkigste dag wat ons ooit saam beleef het. Hendrik, het Julia gefluister en besef wat op die punt was om te gebeur. Julia Botha, ons het mekaar op die mees onwaarskynlike manier moontlik herontmoet, en binne 'n paar maande het jy en Isabella my lewe bestaan omskep in 'n lewe vol betekenis en vreugde. Ek kan my daar nie sonder julle voorstel nie, sonder julle gelag wat deur die gange weerklink, sonder julle klein irriterende gewoontes wat ek leer liefkry het, sonder die gevoel van volledigheid wat ek voel wanneer ons al drie saam is. Hy het diep asemgehaal, sy stem versmoor deur emosie. Ek weet dis relatief vroeg en ek verstaan heeltemal as jy meer tyd wil hê. Maar my hart weet reeds met absolute sekerheid dat jy die vrou is met wie ek die res van my lewe wil deurbring. Sal jy my die eer gee om met my te trou? Trane het nou vrylik oor Julia se gesig geloop. Vir 'n verskriklike oomblik het Hendrik gevrees dat hy te ver gegaan het, dinge gehaas het. Toe het sy haar vingers styf in syne gevleg. Hendrik Meiburge, jy was reeds my beste vriend toe ons kinders was, en nou is jy die liefde van my volwasse lewe. Natuurlik wil ek met jou trou. Die verligting en vreugde wat in sy bors uitgebars het, was onbeskryflik. Hendrik het opgestaan en haar in sy arms opgetel, haar in die lug rondgeswaai terwyl albei gelyktydig gelag en gehuil het. Ek sal die ring môreoggend gaan haal, het hy beloof en haar weer op die grond gesit, maar haar in sy arms gehou. Ek het nie 'n ring nodig nie, het Julia geantwoord en sy gesig gestreel. Ek het net jou nodig. Ons. Tog, ek wil alles reg doen. Jy verdien elke tradisionele simbool, elke viering, elke erkenning van die wêreld dat jy geliefd en gewaardeer is. Julia het hom diep gesoen en in aksies oorgedra wat woorde nie voldoende kon uitdruk nie. Wanneer vertel ons Isabella, het sy gevra toe hulle van mekaar wegbeweeg. Wat van ontbyt? Dit sal 'n tweede verjaardaggeskenk wees. Die volgende oggend het hulle Isabella reeds wakker gevind, besig om haar nuwe geskenke in haar kamer te organiseer. Toe hulle haar vir ontbyt roep, het sy dadelik iets anders opgemerk. Hoekom glimlag julle so, het sy gevra en van die een na die ander gekyk met agterdog. Julle lyk soos die kat wat die kanarie gevreet het. Ons het nuus vir jou, het Julia aangekondig en langs haar dogter gaan sit. Baie belangrike nuus. Wat, het Isabella gevra, dadelik waaksaam. Hendrik het aan die ander kant van haar stoel neergekniel. Gisteraand, nadat jy geslaap het, het ek jou ma gevra om met my te trou. En sy het ja gesê. Vir 'n sekonde het Isabella net na hulle gekyk en die inligting verwerk. Toe het haar gesig soos 1000 sonne verlig. Julle gaan trou. Soos in die flieks. Met 'n wit rok en alles. As jou ma wil, het Hendrik geantwoord en liefdevol na Julia gekyk. En dit beteken? Isabella het gehuiwer, asof sy bang was om haar grootste wens in woorde uit te spreek. Beteken dit dat jy my regte pa gaan wees? As jy wil hê ek moet wees, het Hendrik geantwoord en 'n knop in sy keel gevoel. Dis wat ek die meeste in die hele wêreld wil hê, het sy uitgeroep en haarself so styf in sy arms gegooi dat sy hom amper omgestamp het. Dan is dit besluit, het hy verklaar en haar stewig omhels. Ons sal 'n amptelike familie wees. Ons is reeds 'n familie, het Julia gekorrigeer en by die omhelsing aangesluit. Ons maak dit net amptelik vir die res van die wêreld. Daardie oggend, sittende aan die ontbyttafel, besig om planne te maak vir die troue en vir die toekoms, het die drie 'n geluk gedeel wat so vol, so volledig was, dat dit amper onwerklik gelyk het. Vir Hendrik, wat soveel jare in 'n selfopgelegde eensaamheid deurgebring het, was dit soos om uit 'n lang nagmerrie wakker te word om te ontdek dat die lewe tog wonderlik kon wees. Vir Julia, wat soveel moeilikhede en opofferings deurgemaak het, was dit die bevestiging dat die heelal soms tweede kansse en nuwe beginne reserveer. En vir Isabella was dit eenvoudig die verwesenliking van wat haar kinderlike hart reeds geweet het, dat sommige mense bestem is om 'n familie te vorm, selfs al het die noodlot buitengewone omstandighede nodig om hulle te verenig.
In die tuin onder dieselfde Jabuticaba-boom waar hulle maande vroeër verhale en bekentenisse gedeel het, het Hendrik Julia van agter af omhels. Albei het Isabella dopgehou wat vrolik met haar nuwe hondjie gehardloop het, nog 'n verjaardaggeskenk wat daardie oggend aangekom het. Ek kan dit steeds nie glo nie, het hy teen haar hare gemompel. Dat iets so moois uit so moeilike omstandighede kan ontstaan. Miskien is dit hoe dit werk, het Julia geantwoord en teen hom geleun. Die kosbaarste dinge ontstaan uit die moeilikste beproewinge. Soos diamante wat onder uiterste druk gevorm word. Presies. Die hondjie het vrolik geblaf terwyl Isabella 'n balletjie gegooi het, haar kristalhelder lag weerklink deur die tuin. Sy sal amptelike Meiber gewees, het Hendrik opgemerk, steeds verwonderd oor die idee. Isabella Botha Meiberg. 'n Sterk naam vir 'n sterk meisie, het Julia ingestem. En ek sal Julia Botha Meiberg gewees. Mevrou Julia Meiberg, het hy herhaal en die klank geproe. Ek dink ek sal nou my vrou 'n verhoging moet gee, aangesien sy die beste uitvoerende assistent is wat ek nog ooit gehad het. Julia het gelag en in sy arms omgedraai. Eintlik het ek gedink dit is dalk tyd vir 'n loopbaanverandering. Hoe so? Voordat ek my studies laat vaar het, het ek pedagogie gestudeer, het sy verduidelik. Ek het altyd gedroom om 'n onderwyseres te wees. Nou dat ons goed gevestig is, het ek gedink ek kan dalk daardie studies hervat. Ek dink dis 'n wonderlike idee, het hy opreg geantwoord. Jy sal 'n ongelooflike onderwyseres wees. En ek kan maklik 'n ander uitvoerende assistent vind, alhoewel niemand so bekwaam soos jy sal wees nie. Dit sou nie onmiddellik wees nie, het Julia verduidelik. Ek sou eers iemand behoorlik oplei. En dan, wie weet, miskien kon ek werk aan jou maatskaplike projek, die een vir kinders in kwesbare gemeenskappe. Die Nuwe Horisonne Instituut. Dit sal perfek wees. Eintlik. Hendrik het gehuiwer en iets oorweeg. Ek het daaraan gedink om die maatskaplike projekte van die maatskappy aansienlik uit te brei. Miskien kon jy daardie sektor lei. Julia se oë het geskitter met die moontlikheid. Dit sal ongelooflik wees om gesinne te kan help wat in die situasie was waarin ons was. Niemand sou die werklike behoeftes beter verstaan nie, het Hendrik ingestem. Isabella het na hulle gehardloop, die hondjie aan haar hakke. Pa, kan ek reeds my kamer wys? Dit was die eerste keer dat sy hom pa genoem het, en die woord het Hendrik met onverwagte krag getref. Vir 'n oomblik kon hy nie antwoord nie, oorval deur emosie. Pa, het Isabella herhaal, bekommerd oor sy stilte. Natuurlik kan jy, prinses, het hy uiteindelik geantwoord en neergekniel om haar te omhels. Maak net seker dat hy nie jou speelgoed sal kou nie, oké. Ek beloof. Kom, Rex. En daar het hulle gegaan, albei hardloop terug na die huis. Julia het die toneel dopgehou met trane in haar oë. Sy het geen tyd gemors nie. Is alles reg, het Hendrik gevra en haar emosie opgemerk. Meer as reg, het Julia verseker. Ek dink net aan hoe die heelal op geheimsinnige maniere werk. As iemand my daardie verskriklike oggend, toe Isabella uitgegaan het om hulp te vra, vertel het dat ons nie net onmiddellike hulp sou vind nie, maar 'n volledige familie. Noodlot, het Hendrik eenvoudig afgesluit. Of dalk iets nog groter. Terwyl hulle terugstap na die herehuis, nou werklike tuiste, hand aan hand en hartevol, het albei geweet dat hulle iets skaars en kosbaars gevind het, 'n tweede kans, nie net om te oorleef nie, maar om te floreer. En alles het begin met 'n eenvoudige vraag van 'n desperate kind by 'n verkeerslig in die groot stad: "My ma is in 'n koma, kan jy my help?" 6 maande later was die tuin van die herehuis onherkenbaar. Rye wit stoele versier met ligblou satijnstrikke het 'n sentrale gang gevorm wat gelei het na 'n geïmproviseerde altaar onder die Jabuticaba-boom, die plek waar soveel belangrike gesprekke plaasgevind het. Reëlings van wit en blou blomme het die pad afgebaken en klein lanterne het aan die takke van die bome gehang, gereed om die seremonie te verlig toe die aand aangebreek het. In die hoofslaapkamer het Julia haar weerkaatsing in die spieël dopgehou terwyl die grimeringkunstenaar die laaste afrondings gedoen het. Die rok, 'n eenvoudige en elegante wit satijnmodel, het haar herstelde en gesonde silhouet beklemtoon. Haar hare, nou glansend en goed versorg, was gedeeltelik vasgemaak met klein natuurlike blomme. "Jy lyk pragtig, mamma," het Isabella uitgeroep, wat die kamer binnegekom het in 'n ligblou bruidsmeisierok met 'n mandjie roosblare in haar hande. "Jy is ook skitterend, my lief," het Julia geantwoord en haar arms oopgemaak om haar dogter te omhels. Tannie Zella, wat die afgelope maande 'n soort moederfiguur vir Julia geword het,
het die kamer binnengekom met oë wat reeds vol trane was. Die gaste kom aan. En die bruidegom is senuweeagtig soos 'n tiener. Hendrik, senuweeagtig, het Julia gelag. Die man wat multimiljoen transaksies afsluit sonder om te knip, is senuweeagtig oor 'n troue. Hierdie een is anders, het Sella met 'n wyse glimlag geantwoord. Dis die belangrikste transaksie van sy lewe. Aan die ander kant van die herehuis het Hendrik sy das vir die 10de keer reggetrek terwyl Servaas, nou meer vriend as werknemer, met vermaak dopgehou het. Dis perfek, meneer, het die bestuurder verseker. Net soos dit die laaste 9 keer was wat u dit reggetrek het. Ek wil hê alles moet vandag perfek wees, het Hendrik geantwoord en sy hande oor sy onberispelik gesnyde pak gestryk. En dit sal wees, het Servaas verseker. Ek het die meneer nog nooit so gelukkig gesien soos in die afgelope maande nie. Dis asof hy 'n ander mens is. Ek is 'n ander mens, het Hendrik bevestig en deur die venster na die tuin gekyk wat reeds vol gaste was. Die weergawe van myself wat altyd moes bestaan het. Die seremonie is gekenmerk deur 'n elegante eenvoud wat die essensie van hul verhouding weerspieël het. Toe die musiek begin, 'n akoestiese weergawe van 'n ou Brasiliaanse liedjie wat albei liefgehad het die gaste opgestaan. Isabella het eerste verskyn en roosblare deur die gang gestrooi met 'n aanbiddlike erns in haar rol. Toe op die perfekte oomblik het Julia aan die begin van die gang verskyn. Daar was niemand om haar weg te gee nie, sy sou alleen na Hendrik stap, wat die onafhanklike reis simboliseer wat haar daarheen gebring het. Haar oë het syne dadelik ontmoet en albei se senuweeagtigheid het verdwyn, vervang deur 'n rustige sekerheid. Hendrik het haar dopgehou terwyl sy naderkom, en onthou die meisie met slordige vlegsel en geskraapte knieë wat hom teen die boelies op skool verdedig het, die tiener wat vertrek het met 'n stukkie van sy hart, die uitgeputte en ondervoede vrou wat hy in daardie geïmproviseerde skuiling gevind het, en uiteindelik die sterk en liefdevolle maat wat sy geword het. Elke weergawe van Julia was vir hom kosbaar, elke fase 'n deel van die reis wat hulle herenig het. Toe sy by die altaar aankom, kon Hendrik nie sy trane terughou nie. Jy lyk absoluut skitterend, het hy gefluister en haar hande in syne geneem. En jy huil, het sy hom vriendelik geterg, haar eie oë het geskitter met ingehoue trane. Sterk mans huil, het hy geantwoord en sagte lag van die gaste ontlok wat naby genoeg was om te hoor. Die vrederegter, 'n ouer heer met grys hare en 'n vriendelike glimlag, het 'n emosionele seremonie gelei. Toe die tyd vir die geloftes aangebreek het Hendrik diep asemgehaal voordat hy gepraat het. Julia, ons het mekaar as kinders geken, mekaar as tieners verloor en mekaar as volwassenes herontmoet in die mees onwaarskynlike omstandighede. Sommige sou dit toeval noem, maar ek noem dit noodlot. Jy het my 2 keer gered, eers toe ons kinders was en jy my vriendskap en skuiling aangebied het, toe ek dit die nodigste gehad het, en nou, deur doel en ware liefde in my volwasse lewe te bring. Ek beloof om elke dag van die res van ons lewens te probeer om hierdie gawe terug te betaal. Ek beloof om nie net 'n liefdevolle man vir jou te wees nie, maar ook 'n toegewyde pa vir Isabella en vir die kinders wat ons dalk nog sal hê. Ek beloof om nooit te vergeet dat ware rykdom lê in die oomblikke wat gedeel word, in die hande wat ons vashou, in die harte wat ons aanraak nie. En bo alles beloof ek om altyd by die verkeerslig stil te hou wanneer iemand hulp nodig het. Die laaste sin het emosionele lag ontlok van die gaste wat hul verhaal geken het, terwyl Julia teen die trane geveg het. Toe dit haar beurt was, het sy Hendrik se hande geneem en met 'n versmoorde stem gepraat. Hendrik, my Hendrikie, jy was my eerste ware vriend, my eerste kinderliefde, en nou is jy my laaste volwasse liefde. Die lewe het ons geskei, maar iets groter het ons herenig op die oomblik toe ek dit die nodigste gehad het, nie net materiële hulp nie, maar hoop. Jy het nie net jou hand uitgesteek na 2 vreemdelinge in nood nie, jy het jou hart en jou lewe vir ons oopgemaak. Ek beloof om hierdie vrygewigheid elke dag te eer, deur jou vernoot, jou vriendin, jou vertroueling en jou liefde te wees. Ek beloof om, selfs op moeilike dae, die seën te onthou dat ons mekaar weer gevind het. En ek beloof om langs jou 'n tuiste te bou waar liefde die mees soliede fondament is. Daar was nie 'n droë oog in die tuin toe hulle ringe uitgeruil het nie. Isabella, wat alles staande langs Julia dopgehou het, kon haar opgewondenheid nie bedwing nie. Toe die vrederegter Hendrik en Julia man en vrou verklaar, het die meisie van vreugde gespring, tot genot van al die aanwesiges. Na die soen wat die verbintenis verseël het Hendrik iets onverwags gedoen. Hy het neergekniel om op Isabella se hoogte te kom. Vandag verenig ons nie net 2 mense nie, maar vorm ons amptelike familie, het hy aangekondig en 'n klein boksie uit sy sak gehaal.
Isabella, net soos ek liefde en toewyding aan jou ma beloof het, beloof ek dieselfde aan jou. Hierdie armband is 'n simbool van my verbintenis om jou pa te wees in elke sin wat saak maak. Hy het die boksie oopgemaak en 'n delikate goue armband met 'n hartvormige hangertjie onthul. Terwyl hy dit aan Isabella se pols gesit het, het die vrederegter nog 'n dokument voorgelê, die aannemingspapiere wat Hendrik maande vroeër begin het, nou uiteindelik goedgekeur. Vanaf vandag, het die vrederegter verklaar, is hy amptelik Isabella Botha Meiburge, dogter van Julia Botha Meiburge en Hendrik Meiburge. Isabella het van die papier na Hendrik gekyk met groot oë. Beteken dit dat ek jou nou vir altyd pa kan noem? Amptelik, wettiglik en ewig, het hy bevestig en in ruil daarvoor die styfste drukkie ontvang wat daardie klein arms kon bied. Die partytjie wat gevolg het, was so eenvoudig en betekenisvol soos die seremonie. Daar was geen onnodige vertoon nie, ten spyte van die beskikbare hulpbronne. Wat daar was autentieke vreugde, Brasiliaanse musiek wat gespeel het terwyl die gaste, 'n mengsel van bestuurders van Hendrik se maatskappy, Julia se nuwe vriende en families van Isabella se skool gedans en fees gevier het. Weet jy wat die ongelooflikste is, het Julia opgemerk en in Hendrik se arms gerus tydens 'n stadige dans, om te sien hoe jy die lewens van soveel mense buite ons sin verander het. Sy het diskreet na 'n groep werknemers van Meiburge eiendomme gewys wat geanimeerd gesels het. In die afgelope maande, geïnspireer deur sy eie ervaring, het Hendrik die maatskappy se beleid radikaal verander. Hy het 'n stigting vir kwesbare gesinne geskep, wat nie net tydelike skuiling bied nie, maar ook professionele opleiding en werklike nuwe begingeleenthede. Julia het, soos sy beplan het, die Nuwe Horisonne Instituut oorgeneem en die omvang daarvan aansienlik uitgebrei. Jy het my geïnspireer, het hy geantwoord en haar saggies gesoen. Jy het my gewys dat ware waarde lê in hoe ons mense se lewens aanraak, nie in hoeveel geboue ons bou of hoeveel miljoene ons ophoop nie. Die maan het reeds hoog geskyn toe die laaste gaste afskeid geneem het. Isabella het op 'n bank in die tuin aan die slaap geraak, toegedraai in 'n ligte kombers, die nuwe van amptelik geregistreer en die armband het aan haar pols geskitter. Hendrik het haar versigtig na haar kamer gedra met Julia wat kort agterna gevolg het. Sy is uitgeput, maar so gelukkig, het Julia opgemerk en haar man dopgehou, hoe vreemd en wonderlik dit was om so aan hom te dink, wat liefdevol die komberse om hul dogter vasgestop het. Ons almal is, het hy geantwoord en by haar by die deur aangesluit. Hy het haar van agter af omhels, die nuwe ringe het aan hul ineengevlegte hande oor Julia se maag geskitter. En binnekort sal ons nog gelukkiger wees. Julia het geglimlag en sy hande met haar eie bedek. Die nuus wat hulle 2 weke vroeër ontdek het, was hul kosbaarste geheim, 'n baba op pad, die vrug van die liefde wat die afgelope maande tussen hulle gegroei het. Hulle het besluit om Isabella na die troue te vertel, om haar nie met te veel veranderinge gelyktydig te oorlaai nie. Dink jy sy sal van die idee hou om 'n ouer suster te wees, het Julia gevra terwyl hulle na hul kamer gestap het. Sy sal mal daaroor wees, het Hendrik verseker. Sy is reeds natuurlik beskermend en liefdevol. Sy sal die beste ouer suster wees wat enige baba kan hê. 2 jaar het vinnig verbygegaan en nog meer vreugde vir die Meiburge familie gebring. Die babakamer, versier in sagte groen en geel kleure, is nou beset deur Pieter, 'n seentjie met oogies wat alles nuuskierig bekyk het en 'n maklike glimlag wat pas sy eerste verjaardag gevier het. Daardie sonnige Sondagoggend het Hendrik die toneel in die tuin dopgehou met 'n hart wat oorloop van dankbaarheid. Julia, nou uitvoerende direkteur van die Nuwe Horisonne Instituut, het Isabella geleer om blomme in nuut voorbereide blombeddings te plant. Die meisie wat binnekort 9 jaar oud sou word, het 'n voorbeeldige student en 'n toegewyde suster geword, altyd gereed om te help met klein Pieter, wat energiek oor die gras gekruip het onder die oplettende blik van Rex, die hond wat saam met die familie groot geword het. Hendrik het by hulle aangesluit en 'n skinkbord met sappe en happies gedra. Pieter het dadelik sy armpies opgelig en sy pa se skoot gevra. "Kom hier, kampioen," het Hendrik geroep en die skinkbord op die tuintafel gesit voordat hy sy seun opgetel het. Die seentjie het vrolik gelag en aan sy pa se nek vasgeklou. "Hy lyk elke dag meer soos jy," het Julia opgemerk en die twee met liefde dopgehou. "Maar hy het jou glimlag," het Hendrik geantwoord en sy seun se voorkop gesoen voordat hy hom op die kombers wat op die gras uitgesprei was, gesit het. "Pa, kyk wat ek geplant het Isabella geroep en trots na 'n klein rangskikking van kleurvolle blomme gewys. "Dit lyk pragtig, prinses," het Hendrik geprys en sy dogter omhels wat, alhoewel sy vinnig groei, steeds sy klein prinses was.
Sal jy my eendag vertel waaraan jy daardie dag by die verkeerslig gedink het? Wat het jou laat besluit om my tussen soveel motors te kies? Dit was 'n vraag wat hy af en toe gevra het, meer as 'n grap as om regtig 'n antwoord te verwag. Isabella het gewoonlik haar skouers opgetrek en gesê sy onthou nie presies nie. Hierdie keer het sy egter met 'n verrassende wysheid geantwoord. Jou oë het hartseer gelyk, selfs in so 'n mooi motor. Ek het gedink jy het ons dalk net so nodig gehad as wat ons jou nodig gehad het. Die diep eenvoud van die antwoord het Hendrik soos 'n openbaring getref. Inderdaad, hy het hulle nodig gehad, dalk selfs meer as wat hulle hom nodig gehad het. Geld kon sy materiële probleme opgelos het, maar Julia en Isabella het 'n leemte in sy siel gevul wat geen rykdom kon aanraak nie. Sittende saam in die tuin met Pieter wat tussen hulle gespeel het die familie een van daardie perfekte oomblikke gedeel wat in die geheue ingeets bly, die soort oomblik wat, jare later, steeds die hart warm maak wanneer dit onthou word. Weet julle, het Hendrik gesê en Julia met een arm omhels terwyl Isabella aan die ander kant geleun het, soms dink ek hoe ons lewe sou wees as ek daardie hulpgeroep daardie oggend geïgnoreer het. As ek van baan verander het, of voorgegee het dat ek nie gehoor het nie. Maar jy het nie geïgnoreer nie, het Julia geantwoord en haar vingers in syne gevleg. Want diep binne, ten spyte van al die beskermende laag wat jy oor die jare opgebou het, was jy steeds daardie seentjie met 'n goeie hart wat ek in my kinderjare geken het. Jy het net iets nodig gehad om jou daaraan te herinner. Of iemand, het hy bygevoeg en na Isabella gekyk, wat haar boetie met aanbidding dopgehou het. Daardie perfekte laatmiddag, onder die sagte warmte van die Kaapstadse herfson, het Hendrik Meiburg uiteindelik die waardevolste les van almal verstaan. Ware rykdom was nooit in die astronomiese bankrekeninge of die suksesvolle eiendomsontwikkelings nie. Dit was in die klein handjies wat syne vasgehou het, in die glimlag van die vrou wat hy gekies het om sy lewe mee te deel, in die lag van die baba wat oor die gras gekruip het. Die ware rykdom was daar, in daardie tuin, in daardie familie wat die noodlot uit die mees onwaarskynlike ontmoeting gebou het. 'n Enkele oomblik van deernis het 'n volledige transformasie ontketen, nie net in die lewens van Julia en Isabella nie, maar veral in sy eie, en het die leemte gevul wat geld nooit kon aanraak nie. En terwyl die son ondergegaan het aan die Kaapstadse horison, en die lig met goue en pink skakerings gekleur het, het Hendrik met 'n sekerheid wat uit die diepte van sy siel gekom het, geweet dat hy nooit weer alleen sou voel nie. Einde van die verhaal. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Hendrik, Julia en Isabella julle harte geraak het. Om meer emosionele verhale soos hierdie te volg, het ons 'n spesiale snitlys voorberei wat die mooiste transformasies wat die noodlot kan bied, ondersoek. Vind dit deur op die ikoon links van die video te klik. As hierdie verhaal emosies in julle gewek het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en die video 'n like te gee nie. Ons bring daagliks nuwe verhale wat die ongelooflike menslike vermoë om te oorwin en lief te hê, openbaar. En moenie vergeet nie, soms kan die eenvoudigste daad van deernis nie net die lewe verander van diegene wat hulp ontvang nie, maar ook die van diegene wat dit aanbied. Deel julle gedagtes in die kommentaar, ons sal graag wil weet watter oomblik van hierdie verhaal julle hart die meeste geraak het.